Erken God se soewereine krag. Erken sy soewereine krag, vriende. Jona die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy, nog net 40 dae en Nineve word verwoes. Julle, hierdie is die kortste preek in die hele Bybel. Right? Hoeveel woorde? Nou tel ons vinnig. 8 woorde. Dis dit. Dis die preek. Daar's nie punte nie, daar's nie 'n raamwerk nie, daar's nie pragtige illustrasies nie, niks nie. Geen evangelie boodskap nie. 8 woorde, 4 of 5 as jy teruggaan na die Grieks toe. That's it. En 600,000 mense bekeer hulle self. Hoekom? Want daar slegs 'n aanklagte gegee. Oordeling en verwoesting. That's it. 600,000 mense. Ek dink dis die grootste herlewing wat ons ooit al gesien het. The biggest revival in een oomblik, sonder al die tierlang tuintjies en skies, ek sê dit met alle respek natuurlik. Bekeer 600,000 mense hulle self. En vriende, ek kan myself nie indink as ek gaan kyk na al die dokumentasie wat ons van die vroeë kerk het om te gaan sien is, as God nie betrokke was nie, dan was daardie bekering onverklaarbaar. As God nie betrokke was by Jona nie, sou ons nie 600,000 mense gesien het wat bekeer is nie, want ek kan vir julle een ding sê, dis dat het nie bekeer omdat Jona fantasties was nie. Hy was geen Billy Graham nie, hy was geen Charles Spurgeon nie, maar God kon hom gebruik. Hoekom? Die woord van die Here het 'n tweede keer na hom gekom. Die woord van die Here, vriende, is die rede. God gebruik vir Jona is 'n gewillige instrument, maar hy gee vir hom die woord om te gaan gee. Dis nie omdat Jona die bekering gedoen het nie. Dis die woord wat dit aangewakker het. So vriende, Jona was nie perfek nie. Ek en jy is nie perfek nie. Stamp nou mekaar, né? Jona was nie perfek nie, maar hy was gehoorsaam. Hy was nie die perfekte prediker of predikant nie, glad nie, of profeet nie, maar hy was 'n gewillige instrument en vir my en vir jou moet dit 'n enorme troos wees om te weet dat dit maak nie saak wat ons gedoen het nie. Die Here kan my en jou gebruik. Hy wil ons gebruik. Hy soek nie perfekte mense nie. Al wat die Here soek is gewillige mense wat bereid is om te beweeg wanneer hy sê beweeg. Amen. Wat 'n ongelooflike boodskap sien ons nie in 4 verse nie. En in Korintiërs kom sommer so mooi op, hy sê, en tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Hier is Jona, wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En as jy na Jona kyk, vriende, ons het baie oor hom al gesels as mens, dan was hy definitief in die begin swak, dink jy so? Absoluut. Party mense verwys na hom as 'n dwaase mens, maar hy's gebruik. God het hom gebruik, maar dit was nooit oor hom nie. Dit was altyd oor die boodskap. En Jesaja 55 vers 11 sê vir ons so mooi, so sal die woord wat uit my mond uitkom ook wees, dit sal nie vir onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring, waarvoor ek dit gestuur het. God se woord, vriend, ons het al voorheen oor hierdie ook gepraat, gaan nooit leeg terugkom nie. Nooit nie. God se woord sal doen wat dit wil doen. Dis wat ons gesê het, né? Toe ons in die begin verklaar het. Dit sal doen wat dit sê hy wil doen. Nie wat ek wil doen nie. En dit gaan nooit terug of leeg terugkom nie. Ek weet nie waar jy vanoggend sit nie. Ek weet nie waar jou hart vanoggend is nie. Dis my onmoontlik om te weet. Dalk voel jy asof jy nie vanoggend gekwalifiseerd is om van Jesus te praat nie. Of dalk voel jy stikkend. Dalk voel jy onperfek of te inkonsekwent om te glo dat jy 'n roeping het om die woord te gaan verkondig. Maar dan wil ek jy moet vinnig kyk na Jona. God het 'n tweede keer sy woord aan hom gestuur. Al wat hy soek, vriende, is gewillige gehoorsaamheid. Dis genoeg. En dan is jy ook genoeg. So kyk vorentoe. Ons het Filippense 3 vers 13 gelees, maar vers 14 sê vir ons, ek span my in om oor die wensheid te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Waar lê ons prys? By die Here, wat vir my en vir jou 'n plek gaan voorberei het. En dit beteken ek en jy moet vorentoe beweeg. Ons moet vorentoe gaan, nie vasgevang word in die verlede. Jou roeping, vriende, as ons na Jona kyk, lê voor jou. Skuld laat ons terugkyk. Skuld is die ding wat jou heeltyd wil terugtrek.
na wat jy gedoen het. Maar wanneer ons genade ontvang, vriende, kan ons nie daar leef nie. Genade dryf vir my en vir jou vorentoe. Hoekom? Want die Here Jesus het vir my en vir jou op 'n kruis kom sterf, sodat hy ons sondes op hom kom vat, en wat dit doen is dat ek en jy kan vorentoe beweeg. Ons sondes is vergewe, sodat ons oor onsself kan kom en kan besef waar die Here vir my en vir jou wil hê, waar hy ons wil gebruik.